Baie welkom by Bly Boer, 'n potsending van Landbou Weekblad. Ek is Johan Bekes en ek gesels vandag met François Rousseau, 4de generasie boer in Tafelsdrywe in Hexrivier Vallei. Hy is ook die Agri Weskaap Jongboer van die jaar en dan ook, ek dink so ruk gelede ook die Agri SA en Toyota Nasionale Jongboer van die jaar 2025. So François, eers baie geluk en tweedens is baie lekker om jou te gesels. Baie dankie Johan, ek waardeer dit en is 'n voorreg en dankie vir wat julle doen vir boere in Suid-Afrika om die vreugde raak te sien in die boerdery. Dit is so belangrik, ja. Ja. So François, ek het begin as die 4de generasie. So wil jy net vir ons dalk so vinnige oorsig gee van hoe hierdie 4 generasies verloop het en ja, wat was jou pad tot op waar jy nou sit vandag? Ja, en dit is familieboerdery in Suid-Afrika is 'n integrale groot deel van landbou, van die hele landbousektor in Suid-Afrika. So om deel te wees van 'n familieboerdery is ongelooflike voorreg. En ja, dit is net 'n voorreg om die 4 geslagte te kan wees in die Hexrivier Vallei. My oupa grootjie het in 1928 het hy van Wellington af grond gekoop hierso in die vallei en hy het begin tafeldrywe boer en uitdagings gehad in sy tyd waar hulle nie kon uitvoer oor see nie en moes hy markte ontdek in Afrika en sover as die Kongo moes hy markte ontdek. So 'n ongelooflike besigheidsman en leier in tafeldrywe vir sy era. En ja, tot my oupa in 1968 plaas toe gekom en ja, my pa 91 en ek het die voorreg om in 2018 te kon aansluit by ons familiebesigheid. Ja. Hoor so en ja, so ek wil jy nou net sê, hy moes nuwe markte ontdek, kon nie uitvoer nie. Dit klink ook vir my sommer vir 'n paar goed herhaal in generasies ook, nee, ek neem aan met wat by van die hawens aangaan, het hy moes hy ook sê, maar kan nie weer so toe uitvoer nie, of van die aankondigings, so ja, is daar voordeel daaraan om 'n 4de generasie boer te wees? Is daar goed wat bijvoorbeeld oorgedra is van jou oupa na jou toe, wysheid of idees? Ja, net op jou opmerking rondom die hawens is dat hawens is dat dit is ja, aanpasbaarheid speel 'n groot rol nie net oor generasies nie, maar dit speel 'n groot rol in ons bedryf, in landbou oor die algemeen, maar spesifiek in die uitvoerbedryf. Speel dit 'n baie groot rol. En ja, verseker, daar is baie nuwe goed wat ons as nuwe generasie en as jong boere in Suid-Afrika iets soos tegnologie waarvoor ons baie oop is. Ons moet volhoubaar boer. So ons gebruik tegnologie daarvoor en ja, ons het die voorreg om die voorbeeld te kon kry van wat 'n rentmeester is by my pa en by my oupa en ja, ek dink wat die Hexvallei eerstens uniek maak is dat ons boer hoofsaaklik net hier met tafeldrywe. Ja. So ons boer al vir 4 generasies met tafeldrywe. Ek weet daar's baie generasie boerderye, jy weet wat in die 3de en die 4de generasie en moontlik daarna met 'n nuwe vertakking begin of jy weet iets nuuts ontdek, 'n geleentheid ontdek waar ons boere al met dieselfde noem dit dan nou maar kommoditeit was permanente gewas as jy wil boer ons vir 4 geslagte. So daar's regtig waar 'n diep 'n kennis en 'n liefde vir tafeldrywe opgebou van geslag tot geslag en oorgegee na die volgende geslag. Die manier hoe ons dit doen, die manier om met die mense te werk, tafeldrywe is ontsettende intensiewe boerdery, mense gewys waaroor ons pas bietjie meer kan gesels. So verseker is daar, as dit nie vir my mentors was en my pa en my oupa nie, is daar groot leemtes gewees in wat ek vandag voorstaan en wat ek vandag kan toepas en die kennis wat ek het en wysheid in baie omstandighede en situasies en hoe om dit hanteer. Ja. En sê maar Frans, jou eie pad dan nou, jy sê 2018 het jy aangesluit, maar wat het voor dit gebeur? Hoe het jou pad geloop? Ek het die voorreg gehad om groot te word hier by plaas. So Woester is net so 30 km hiervan waar ek basies gebore is en
op 15 Mei 94 en daarvan af groot geraak op die plaas. Dit is 'n voorreg om op die plaas in die platteland groot te word. Ons het baie geleenthede en ja, ek het 'n jonger broer. So ons het ons was lekker besig geweest in die plaaslewe, geniet en altyd lief geweest vir die boerdery. Dit dink ek speel 'n groot rol in waar ek vandag is. Is om deel te wees daarvan van die begin af. Ek dink dit is belangrik om daai liefde op daai manier te kweek en ook liefde raak vir die mense. Soos ek genoem het, ons werk met ongelooflik baie mense. So jy moet lief wees daarvoor en jy moet iets daarvan verstaan. Ons is hier skool gewees, laerskool en geleentheid gehad om in Stellenbosch hoërskool toe te gaan. In hoërskool Stellenbosch matrikuleer. En daarvan af met die liefde wat ek het vir die landbou en vir ons spesifieke bedryf, het ek landbouekonomie gaan studeer op Universiteit Stellenbosch. En dit vreeslik baie geniet en was 'n ongelooflike fase van 'n mens se lewe gewees. Daar bou jy ook baie kontakte op in die ouens, deur die ouens wat saam met jou studeer het in die landbousektor. Toe ek in 2017, nadat ek studeer het ek tyd gevat om ons bedryf net 'n bietjie van 'n ander hoek af te sien en ervaring op te doen. Ons is in die uitvoerbedryf, so dit is my 'n groot geleentheid gewees om die markte te besoek in 2017 van Engeland, Europa, Suidoos-Asië, Vietnam, Thailand, Singapore, 'n hele paar lande in Suidoos-Asië en toe ook China waar ons as maatskappy redelik betrokke is in die uitvoere. So dit was 'n goeie geleentheid om te sien wat wil hulle hê, wat verwag hulle van ons en van ons produk hier die X-Vallei uit in Suid-Afrika uit. En toe het ek ook by cultivar teeler gaan werk in Amerika vir so 3 maande in Kalifornië. Meeste van ons cultivars wat ons vandag plant is maar hoofsaaklik van Amerika en ook van Spanje. So dit was ook 'n ander sy van ons besigheid en terwyl ek die kans gehad het om ervaring op te doen en in 20 in die einde Oktober gewees 2018 het daar 'n bestuurder bedank op die plaas en ek was eintlik op pad na 'n volgende geleentheid toe in Australië en het oor my pad gekom en het ek die geleentheid aangegryp om as bestuurder te begin van 'n plaaseenheid en onder te begin en dit was my baie goed geweest. Ek het gedink ek verstaan boerdery, ek verstaan die mense en ek verstaan hoe dit werk deur vakansies op die plaas te werk wat ek miskien nou nie vroeër genoem het nie, maar ek het gedink ek verstaan als tot ek hier begin het as 'n plaasbestuurder en moes baie leer as 'n jong man wat met baie ouer mense werk, het ek dink dit was baie goed om in die diep kant te wees op daai stadium. Yes, jy herinner my, ek het dit hoe een familie waarmee ek werk en ek was 'n bietjie oor die opvolg, weet en een van die goede wat is gebou het is 'n simulasie. So die pa het weggegaan vir 'n ruk en die 2 broers moes nou daai plek nou met 'n bietjie hardloop. En die terugvoer na die tyd was net die boerdery is een ding, maar mense is 'n ander ding. Maar net daai om soos jy nou sê in diepkant ingegooi te word en dan ek neem aan jy het 'n paar goed ontdek van jouself wat jy eintlik jouself verbaas het. En ek neem aan daar was 'n paar goed wat jy duidelik geword het, met Jan moet ek werk. Het ek 'n bietjie dit skaafwerk nodig. Absoluut. Nee, yes, ek dink die groot ding by ons in ons boerdery soos ek genoem het is die arbeidsintensieve bedryf wat ons in is. So jy kan tegnies baie sterk wees in tafeldrywe, maar as jy nie met mense kan werk nie, is die kans dat jy baie ver kom redelik skraal. Jy moet met mense kan werk en die mense verstaan. So ek dink dit spesifiek het ek baie van myself geleer. Ek het baie gegroei om hoe om ander mense te benader, hoe met hulle te werk, hoe om die beste uit hulle te kry. Ek dink dis die grootste uitdaging. As jy as jong man instap, waar jy voel jy ken mense en jy verstaan mense en jy is lief vir mense om dan met hulle te werk en dan te motiveer en die beste uit hulle uit te kry, was vir my 'n baie groot uitdaging geweest. Ek is lief vir dissipline en ek dink dit is deel van die sukses in die boerdery, maar om daai balans te vind waar jy vir iemand grasie gee om sy eie besluite te neem en die beste om hom uit te kry teenoor waar jy die lyn trek en
die dissipline volg wat op die plaas die lyne wat daar is op die plaas wat getrek is 'n balans wat jy net oor tyd kan uitvind en verbetering. Jy het nou 'n toekenning gekry, die topboer in Suid-Afrika, jong boer. En wat sou jy sê as jy terugkyk as 'n jong boer, wat is van die ek wil nie sê laagtepunte nie, miskien hartseer of moeilike dinge wat jy moes oorkom, waar jy kragtigheid nodig gehad het om te wees waar jy nou is? Die eerste seisoen wat ek op die plaas was 'n baie goeie seisoen gewees en dit het goed gegaan en ek het gevoel ek het 'n paar goed onder die knie gekry en daarvan af aan van 2018 ons het die afgelope seisoen was ons weer geseënd gewees in tafeldrywe en sagte vrugte veral in die Weskaap met 'n baie beter seisoen, een van ons beste seisoene wat nou verby is die afgelope somer. Maar voor dit het ons toe deur baie moeilike seisoene gegaan. Ons het in een seisoen 4 keer haal gehad wat ongeken is vir ons area. Ons het 3 vloede gehad soos wat julle weet algemeen was hier in die Weskaap. Al die areas getref het vir ons net so getref en daar was wingerd wat ek fisies 3 keer moes oorplant 2 jaar terug en dit het 'n mens laat baie diep grawe in jou persoonlik as 'n mens, maar ook in jou omstandighede as in 'n professionele omgewing as boer en boerdery. Het dit ongelooflik baie van my gevat op daai stadium as 'n jong mens wat net vreugde wil geniet in die boerdery en sukses wil behaal. Om dan so 'n paar stappies tree terug te vat en weer te herëvalueer. Was op daai stadium nodig geweest, maar dit was moeilik geweest en waar se vandag is of waar ek vandag persoonlik is, dink ek was dit baie goed en ons het baie uit geleer. So ja, ek dink 'n paar goed verseker mense bestuur bly om positief te bly. Ek dink dit is een ding wat ek geleer het van die geslagte voor my is om positief te bly. Ons werk met baie mense, ons het 'n redelike klomp personeel. As ek as topbestuur enigstens negatief begin raak, dan is daar nie 'n manier dat die span onder my enigstens positief kan bly nie. So dis geweldig belangrik om die kleinste positiewe raak te sien in elke situasie, maak nie saak hoe moeilik dit mag lyk nie en ek daarop te fokus om die span onder jou te motiveer en positief te hou ten spyte van moeilike omstandighede. Ek dink ek het genoem vinnig van aanpasbaarheid. Ons moes op daai stadium ons totale oes wat ons reeds vasgemaak het by kliënte in Europa en die VK hoofsaaklik moes ons skuif na Afrika markte toe. So daai aanpasbaarheid was baie belangrik en het ons op die ou end gered. Ek dink iets anders wat vir my belangrik is dat om so vinnig as moontlik oplossings te vind vir 'n probleem. Jy sit met hierdie probleem, die wingerd het weggespoel. Om dit nie so te los nie, elke dag daaraan vas te kyk, om so vinnig as moontlik in te spring en 'n oplossing te vind. En die probleme aan te spreek op wat se manier ook al reg of verkeerd, jy sal later die resultate sien, maar net om iets te doen. En om nie net terug te sit en in die probleem vas te kyk. Ek dink dis ons geweldig belangrik vir my. En dan ek moet by sê ook dat finansiële bestuur, ek dink vir die hele landbousektor oor Suid-Afrika, ek dink ons het al gesien hoe baie boerderye ten spyte van die omstandighede wat hulle in was, maar ongelukkig nie die finansiële bestuurkapasiteit gehad het nie en op die ou end dit nie gemaak het nie. En so finansiële bestuur in hierdie moeilike seisoene het ons gedra en is ontsettend belangrik in 'n boerdery vandag, miskien teenoor die verlede. Veral in 'n groter opset is finansiële bestuur kardinaal. So Frans, miskien net so 'n oombliekie. Ek weer by daai intergenerasie ding. Wat sou jy vir 'n jong boer wat nou luister sê oor wanneer hulle met ander generasies werk? Wat het jy reg gedoen? Jy sê, maar ek dink hierso het ek 'n belangrike ding onthou dit wanneer jy as 'n jong boer in 'n maatskappy in beweeg of nou weet boerdery, wat is die een of twee goed jy sê oor onthou dit wanneer jy met ander generasies werk? Het jy so iets wat jy geleer het? Ja, ek dink ek moes leer dat
daar's redes hoekom sekere goeders werk soos dit werk. Ek dink dit was my een enkele grootste les. Jy kom plaas toe en jy spandeer tyd op die plaas of in 'n boerdery maatskappy en jy het 'n klomp nuwe idees, jy kom vars uit 'n moontlike universiteit uit. Jy het 'n klomp nuwe idees en toepassings wat jy wil toepas in jou eie boerdery. Ek het vinnig besef dat dit belangrik is om na die vorige generasies te luister en om te probeer verstaan. Dit kom ongelukkig met tyd om te probeer werklik verstaan hoekom goed op 'n sekere manier werk. En nadat jy dit verstaan, dan kan jy moontlik herevalueer en kyk of jy wel nog dit wat jy nou oorspronklik wou verander, nog steeds wil verander. In baie opsigte het ek gesien dat dit wat ek oorspronklik gedink het, ek kan verbeter, nie so maklik en eenvoudig is nie. So ek dink die een belangrike ding is om te luister en te probeer verstaan voor jy inspring en veranderinge maak. Ek het dit baie keer vroeg genoeg gesien, maar ander kere moes ek dit op die harde manier ongelukkig leer. Ja. En dan weet die ander kant van die muntstuk, as jy terugkyk, weet oor die tyd wat jy betrokke was in boerdery, miskien toe jy weet terwyl jy groot geword het ook, was daar groot vreugdes, want jy sê, as hierdie was amper hoogtepunt oomblikke, of jy sê, maar kyk, dit voel, hier kom alles bymekaar. Nee, verseker, ek dink andersins het ons nie meer geboer nie, ons moet die vreugdevolle oomblikke moet daar wees, maar ons moet dit waardeer en geniet, want dit kan soms van korte duur wees, sien jy ook in die landbou en ervaar jy persoonlik in die taalbedryf industrie. So was ongelooflike voorreg om 'n toekenning te ontvang. Dit is beslis nie 'n individuele toekenning nie, maar namens ons as maatskappy. Ek meen hulle harde werk het dit my moontlik gemaak om my passie uit te leef. En dit was regtig 'n vreugdevolle oomblik gewees. Ek dink andersins as dit is dit wonderlik. Ons is baie seisonaal, ons boere het met tafeldrywe, so die afgelope seisoen, dit is waarop jy die golf wat jy ry vir 'n klomp maande daarna, ons slaan nie oor na volgende kommoditeit toe en ons vergeet van wat gebeur het met die tafeldrywe nie. Ons seisoen, as dit verby is in April rondom Paasnaweek, die volgende klomp maande tot ons weer begin oes in Desember, is al jou emosies en jou fokus redelik nog op die afgelope seisoen en wat daar gebeur het. So die afgelope seisoen, wat een van ons rekordseisoene was in alle opsigte en baie positief na moeilike seisoene uitgespeel het vir ons, was ongelooflik vreugdevol en weer eens nie vir ons as bestuur of familie wat betrokke is alleenlik nie, maar vir die hele bestuurspan en vir elke werknemer op die plaas. Dit is ongelooflik lekker om te sien dat hulle vreugde ervaar en hulle self verheug oor die seisoen wat ons as maatskappy gehad het. En dan moet ek ook sê, Johannes, daar baie kleiner vreugdevolle oomblikke wat my ongelooflik uitstaan in die boerdery ten spyte van omstandighede. Ek dink die lekker ding van landbou en die ding wat ons nooit moet vergeet is die verskil wat ons maak. Of jy met baie mense werk of met minder mense werk, die verskil wat ons in mense se lewens maak is geweldig groot en in ons gemeenskappe. Ek dink ons kyk baie keer vas in landbou se bydrae tot die BBP, wat hoër is in die Weskaap as gevolg van al die vrugte en die uitvoere as in ander dele van die land, maar ons vergeet die bydrae tot sosiale stabiliteit. So ekonomiese stabiliteit is baie belangrik, maar sosiale stabiliteit kan nie altyd gemeet word in die bydrae wat boeregemeenskappe terugsit in mense se lewens. So ek dink ons is baie betrokke in die gemeenskap en ons streef daarna om mense op te hef wat vir ons werk, maar ook weier as dit. En dit is vreugdevol om te sien, as jy met ons, my vrou is voltyds doen ons sosiale ontwikkeling, dit is vreugdevolle oomblik om te sien hoe mense op die plaas afklim met hulle pakkies kos en hulle inkopies wat hulle op 'n Vrydag gedoen het na hulle betaling ontvang het. Jy weet, daai kos wat hulle huis toe vat om vir hulle gesin voor te berei, dit is vreugdevolle oomblikke wat ons nie moet mis nie. En dieselfde in die res van die gemeenskap, en so ook om te sien hoe dit ons insit in die kinders, om te sien hoe die kinders leer, hoe hulle presteer op skool deur die geleentheid wat die plaas vir hulle skep. Hier's 'n ou wat laasweek getuig het in 'n vergadering wat ons gehad het, nadat hy teruggekom het van
van 'n dwelmverslawingskursus wat hy vir 'n paar weke op was en waar die ou skoon is. Dit is vreugdevolle oomblik om te sien hoe hierdie ou se lewe verander. Nie iets wat ons gedoen het nie, maar die geleentheid wat die boerdery vir hom geskep het om sy lewe weer op koers te kry. So ons moet nie daai oomblikke en die verskil wat ons in ander se lewens maak mis nie. Dit is my, ek dink ook wel 'n baie belangrike les as dit kom by vreugdevolle oomblikke in boerdery, nie net die oes en die monetêre gedeelte alleenlik nie. Ja. Frans, ek wens ons kan nog langer gesels. Miskien so tweede, derde, laaste vraag. Daar sit net twee groeperinge van mense heel waarskynlik kan luister. So daar is 'n groepering wat sê, man, ons is down and out. Ek is half moedeloos. Ek kan nie, ek wil nie verder. En dan is daar 'n tweede groepering wat sê, ons opgewonde, hy's 'n klomp idees en daar's geleenthede en soos jy nou sê, dalk 'n goeie seisoen agter die rug. Het jy dalk 'n spesifieke boodskap vanuit wat jy geleer het en gegee jy's 'n vierde generasie boer, maar is daar 'n spesifieke gedagte of twee wat jy vir elkeen van daai groeperings sou wou gee om waar hulle self nou bevind? Ja, en dis altyd moeilik. Ek dink baie keer luister mense na boodskappe soos hierdie en hulle vergelyk dit met hulle eie situasie en met die volste reg sal hulle sê uitwys dat hulle situasie verskil van myne en soveel ander boere is, en ek dink dit is belangrik om te verstaan dat ons met in die landbousektor in Suid-Afrika met geweldige wye reeks van kommoditeite werk ensovoorts, vrugte, uitvoere en dan ook kommoditeite wat in die land verkoop word, so en dit verskil geweldig, maar ek kan uit my ervaring praat in die laaste paar maande met die jong boer kompetisie het vir my geweldig het my visie verbreed oor landbou, nie net in my omgewing nie, en my visie net verbreed oor die landbousektor oor die hele land, en wat my net ongelooflik positief maak ten spyte van my eie omstandighede is eerstens die regering die voorreg gehad om vir minister John Steenhuisen op die plaas te ontvang laasweek hier by ons, en dit wat hy en sy span probeer doen met baie kritiek en beperkings is steeds my ongelooflik. Ek dink landbou word reg daar buite uitgesit op hierdie stadium, oorgedra na die buitewêreld toe. Dis belangrik. Ons moet in die regte lig wees na buitentoe, en daar word regtig baie gedoen deur hom en sy departement en direkteur-generaal om landbou te verbeter en geleenthede aan te hou skep, om werksgeleenthede te skep ensovoorts. Dis maar die een punt. Die tweede punt wat ek ervaar het is besighede. Ek praat van groot entiteite in ons land wat 'n wye reeks kliënte diens, maar wat hulle werklik hulle hele besigheid is opgestel om landbou te ondersteun. Dis my wonderlik om te sien, dis my baie positief dat daar soveel besighede en entiteite is in ons land wat regtig waar besighede ondersteun en nie altyd iets terugkry daarvoor nie. So dis my positief. Dan derdens dink ek georganiseerde landbou. Ek dink die blootstelling wat ek nou daaraan gekry het maak my net so positief. Hulle doen vir ons soveel. Georganiseerde landbou is 200 jaar oud, en daar's 'n rede hoekom hulle 200 jaar oud is. Hulle dra boere se stem na buite. So dit is belangrik, en hulle kry net so baie kritiek, en ek dink nie altyd ons is dankbaar genoeg vir wat georganiseerde landbou in ons land en ons afsonderlike provinsies vir ons doen nie. En dan vierde, en sommer miskien net meer spesifiek, is die jong boere wat ek ontmoet in die laaste tyd. Johan, ek kan vir jou sê ek het top jong boere en top leiers in hulle omgewings ontmoet, onderskeidelike boerderye en verskillende provinsies, en dit is absoluut ouens wat positief is, wat geweldige uitdagings het, maar wat dit oorkom, positief bly, terugsit in die gemeenskap, leiers is in hulle gemeenskap, en daarmee wil ek hierdie punt afsluit en net sê dat die toekoms is in goeie hande. So ek dink kry die regte mense om jou, reik uit na georganiseerde landbou, as jy naby genoeg is, miskien selfs na die regering, maar daar is soveel en besighede, daar is soveel ondersteuning vir boere. Ek dink ons moet ons visie verbreed as ons soms in moeilike omstandighede is, en versigtig wees om net te fokus op ons boerdery en ons nabye omgewing. Dit maak my geweldig positief.
Ja, Frans, baie dankie. Net miskien so laaste vraag. Dalk het jy 'n laaste gedagte vir boere en dan ook dalk wil jy iets voorstel wat mense dalk kan lees of na gaan kyk of dalk na kan luister. Dalk 'n plek waar jy inspirasie put uit. Het jy dalk so iets wat jy wil deel? Ja, en ek is 'n groot leserie. Die boek wat ek die meeste lees is die Bybel en dit is my belangrik. Dit lê die fondasie. En dit help my om 'n boerdery uit te gaan elke dag en met die regte sienswyse. So dit bly vir my die heel belangrikste. Soos ek sê, ek lees nie baie nie, maar solank ek die Bybel lees, is ek ver genoeg en naby genoeg aan die regte pad, ten spyte van uitdagings. Tweedens, ja, wanneer ek wel iets sou luister of lees, vir my en my boerdery is dit belangrik om meer te leer van mense. Daar's geweldige goeie materiaal, hoe om mense te bestuur, hoe mense te lei, hoe om die beste uit mense uit te kry. Dit is ons Tafelryk boerdery is uit en uit mense bestuur. Dit is geweldig belangrik. Anders as dit is my grootste insette in die boerdery is om die regte vennote te hê. Ek dink ten spyte van alles wat daar buite beskikbaar is, en ek meen julle doen ongelooflike werk met potgoeie soos hierdie om waarna boere kan luister en by mekaar kan leer. Dis ongelooflik belangrik. Ek dink die regte vennote, tegniese ouens in ons besigheid, kunsmis, chemiese adviseurs, selfs besproeiing adviseurs. Met daai ouens om my sal ek nie die boerdery kan bestuur soos ek doen nie. So op die ou end van die dag, ek kan nie 'n wenner wees op elke veld nie. Ek moet die regte kundigheid inkry en op die ou end van die dag, dit kos jou, maar ek dink dit gaan jou baie duurder kos om nie die regte kundigheid en personeel kan 'n mens daar ingooi om jou te hê nie. So ja, ek dink baie keer is dit adviseurs en kundige mense wat boere laat goed lyk en wat boere ondersteun om suksesvol te wees. So dis belangrik om daai mense uit te kies en die regte mense om jou te hê. Ja, sure. Frans, verskriklik dankie. Ek wens ons nog langer gesels en hooplik ry ek enige haar by jou verby en ons drink 'n koffietjie om verder te gesels, maar baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit. Baie dankie Johan, dankie weer eens vir wat julle doen en julle insette en dis 'n voorreg, jy is altyd welkom. Dankie. Bly boer, 'n potsending van Landbou Weekblad.